Hartlike goeiemôre en baie welkom by hierdie aanlyn erediens. Ook my gebed is dat jy die Here se teenwoordigheid sal beleef. As 'n aanvangswoord hoor ons hierdie woorde: Heilige God, die aarde is vol van die heerlikheid van u liefde. Mag u kinders wat uit die Gees gebore is, helder getuies wees van u Seun Jesus Christus, wat gekruisig is en opgestaan het sodat die hele wêreld sal glo en ewige lewe verkry deur die een wat red, die Vader, die Seun en die Heilige Gees, vir nou en vir altyd. Geliefde vriende en familie ook in die Here, genade en vrede vir julle van die God wat lewe, en God se liefde leef en beweeg ons, en die God van hoop, Christus maak nuwe lewe moontlik. Die Heilige Gees maak ons nuut. Dit is hierdie God wat jy ook vanoggend verwelkom daar waar jy jouself bevind. En as 'n respons, as 'n antwoord, sing ons lied 203 ook hartlik saam. Kom ons word vir 'n oomblik stil voor die Here. Here, baie dankie vir 'n oggend waar ons u naam kan vergader en ook in hierdie erediens waar ons onsself tot u wend. Here, waar die week agter ons lê en waar 'n nuwe week besig is om nuwe gestalte te vind, wil u kom en met u wonderlike
teenwoordigheid ook in ons lewens skyn en deur u Gees vir ons in hierdie erediens ook ontmoet. Dat ons hoor en ontvang dit wat u met ons wil deel. Maak ons oë oop en ons ore ontvanklik en die harte bereidwillig om te hoor dit wat u vir ons wil sê vanoggend. Dankie ook vir u woord en u goedheid. Ons loof en ons prys u daarvoor. Amen. Vriende, ons teksgedeelte vanoggend is uit Jesaja 6. Ek lees vir ons daar vanaf vers 1. In die jaar van koning Osia se dood het ek die Here gesien. Hy het op 'n baie hoë troon gesit en die onderste van sy kleed het die tempel gevul. By hom was daar serafs om hom te dien en elkeen het 6 vlerke gehad. Met 2 het hy sy gesig bedek, met 2 sy voete en met 2 het hy gevlieg. Die serafs het mekaar telkens toegeroep, heilig, heilig, heilig is die Here die Almagtige. Die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid. Hulle het so hard geroep dat die deure in hul kusyne gerammel het en die tempel vol rook geword het. Toe het ek uitgeroep, dit is klaar met my, ek is verlore. Elke woord oor my lippe is onrein en ek woon onder 'n volk van wie elke woord onrein is. En nou het die koning gesien, en nou het ek die koning gesien, die Here, die Almagtige. Een van die serafs het toe 'n gloeiende kool met 'n tang van die altaar afgevat en na my toe gevlieg. Hy het my mond aangeraak met die kool en gesê, nou dat ek die gloeiende kool jou lippe aangeraak het, is jou oortredinge vergewe, jou sondes versoen. En toe het ek die Here oorvra, wie kan ek stuur? Wie sal ons boodskapper wees? En ek het geantwoord, hier is ek, stuur my. Toe het die Here gesê, gaan sê vir hierdie volk, julle sal hoor en tog sal julle niks verstaan nie, en kyk en tog niks sien nie. Ons teks fokusvers, vers 8, toe het ek die Here oorvra, wie kan ek stuur? Wie sal ons boodskapper wees? Ek het geantwoord, hier is ek, Here, stuur my. Ons teksgedeelte ook vir vanoggend. Nou, 'n baie aangrypende roepingsverhaal van die profeet Jesaja as ons dit so saam lees. En net so klein bietjie agtergrond oor die gedeelte is dat ons weet dat in ou antieke Israel is die ryk in 2 groot dele geskeur, die Noordryk en die Suidryk, en dat Jesaja hoofsaaklik hier as profeet in die suide in Jerusalem opgetree het. En teen die tyd dat Jesaja, of dat hierdie deel van Jesaja geskryf is die Noordryk alreeds in ballingskap. Nou ballingskap is wanneer die slimstes en die vernaamstes van jou groep, jou land en jou mense, deur amper die beste oorlogvoerders op daardie stadium die Babyloniërs in ballingskap weggevoer is. En waar jou mense deelgemaak word van hulle land en hulle kultuur. En die suide het hierdie gebeure gesien en gedink, gelukkig het hierdie nie met ons gebeur nie. Dit is in hierdie tyd dat die profeet Jesaja opgeroep word om as profeet op te tree. En wat opmerklik is van Jesaja en sy roepingsverhaal is dat dit eers hier in hoofstuk 6 hoor ons sy roepingsverhaal. So daar's 'n bietjie van 'n terugflit storie. In die eerste 5 hoofstukke van Jesaja praat daar oor hierdie groep in die suide wat eintlik op 'n manier hoogmoed en vol trots geraak het, omdat hulle gedink het dat dieselfde ding wat in die noorde gebeur het, nie met hulle kan gebeur nie. So Jesaja, die eerste 39 hoofstukke is dit vingerwysend, soos 'n pa wat sê, pas op, hier kom moeilikheid, en dan vanaf die hoofstuk 40 in die tweede deel gaan dit oor troos, en dat alles sal uitwerk. So ons kan eintlik opnuut herinner word dat ons in 'n wêreld leef wat aanspraak maak op die maniere van leef wat partymal God heeltemal buite rekening laat.
En 'n baie interessante en 'n baie sterk merker in ons teksgedeelte is hierdie gedeelte wat sê in die sterfjaar van koning Osia. Nou hierdie profeet het opgestaan en dit is opmerklik dat God se profete altyd werk binne 'n verhaal van konings wat besig is om te regeer. Nou koning Osia was 'n besonderse koning en jy sal sien as mens deur die boeke van konings en kronieke lees, word 'n koning se reis of sy heerskappy gekenmerk met hierdie woorde, is amper soos 'n refrein, dat koning so en so het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here, of het gedoen wat reg was in die woord van die Here. Nou Osia was so 'n koning wat vir die meeste tyd van sy lewe goed en reg regeer het. Hy het al op die ouderdom van 5 of van 16 regeer en teen die tyd dat ons hierdie verhaal lees al vir amper vir vele dekades, vir amper 50 jaar geregeer het. Maar Osia se storie kom tot 'n ongelukkige einde, alhoewel hy vir baie lang tye volgens God se hart gelewe het en God bly gemaak het en geregeer het op so 'n wyse waarop mens sou sê dat die Here trots sou wees, het hy, lees ons hier in 2 Kronieke 26, dat hy eintlik hoogmoedig geword het. Sy hart het hoogmoedig geraak en dit het tot sy eie ondergang gelei. Hy was ontrou aan die Here en hy het die Here se tempel binne gegaan en reukwerk verbrand op die altaar vir die reukwerk. En die res van die storie klink amper net so. Hy het in die tempel ingegaan, priesters het hom gewaarsku, 80 priesters het hom gewaarsku dat hy eintlik besig is met verkeerde dinge. Hy is eintlik besig met iets wat hy nie veronderstel is om te doen nie. Probeer om deur sy reukwerk of sy wierook sy guns, God en sy guns te probeer draai. En dan hoor ons uiteindelik dat hy met belaatsheid getref word en vir die res van sy lewe in isolasie deurbring. Amper Osia wat kwaad geword het vir hierdie priesters. En as ons hierdie gedeelte in gedagte hou, dan hoor ons dat Jesaja moes eintlik in hierdie tyd opgetree het as 'n profeet, ten tye dat hierdie gebeur het, maar dat hy stil gebly het. So ons sien amper iets van Jesaja raak in sy roepingsverhaal, amper van 'n skuldbelydenis en 'n skuldbesef. Hy kom wys uiteindelik vir ons 'n ander manier, kom hou vir ons 'n ander manier voor. Jesaja se roeping of herroeping kan in hierdie verhaal gehoor word, waar hy sê wee, een van die vertalings sê wee, want ek moet stil bly, want ek is 'n mens met onrein lippe en ek woon in 'n land van wie elke mens se lippe onrein is. En dan hoor ons eintlik hoe God hierdie tweede kans vir Jesaja gee. Die fascinerende ding is dat die koning van die heelal hom opnuut innooi. Dit is Ben Witherington wat geskryf het, Blaise Pascal wat geskryf het, knowing God with knowing our own wretchedness makes for pride. But knowing our own wretchedness without knowing God makes for despair. Knowing Christ strikes the balance because He knows us both, God and our wretchedness. Hy kom in die teenwoordigheid van God, die koning van die konings, die heerser van die heelal, en hy probeer nie eintlik God beheer nie. Hy kom as iemand wat sê ek is gebroke, ek is iemand wat gebroke is. En dan hoor ons in hierdie teksgedeelte sien ons hierdie paar bewegings van lof, van 'n belydenis van God wat sy vergifnis gee, en dan waar hierdie roeping, hierdie gestuurdheid, hinene, om gestuur te wees.
Jy hoor daardie woorde, heilig, heilig, heilig is die Here, heerser oor alle magte, die hele aarde is vol van sy heerlikheid. En dan sê hy in sy belydenis, hierdie God is groter as ek is nie eintlik waardig om in hierdie koning se teenwoordigheid te wees nie. En dan hierdie baie mooi sterk beeld van 'n seraf, in Hebreëus word vertaal, is 'n bietjie 'n misterieuse term as die brandendes, wat eintlik beteken die wat aan die brand is, waar 'n seraf kom en hierdie onrein lippe van die profeet Jesaja met 'n gloeiende kool kom verander, aanraak, en hy sê, deur dit te doen, te sê, jy is vergewe. Hierdie vers 8 wat ons fokusvers is, toe hoor ek die stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur, wie sal vir ons gaan? En toe sê ek, hier is ek, stuur my. Het is baie interessant dat die profeet Jesaja sien ons dat hy as iemand kom, nie sonder sonde nie sonder sonde nie, maar iemand wat totaal en bewus is van sy eie onrein lippe. En ten spyte daarvan, hierdie vergifnis wat hy ontvang, en dan wat hy sy roeping kry, en wat hy reageer op sy roeping. Hy wat die koning van die konings, die Here die Almagtige op die troon sien. Het mag baie maklik wees dat ons partykeer wanneer ons leiers dophou en leierskap om ons sien, dat ons baie keer amper hierdie redding en God kompleks ontwikkel, en ons sien dit baie keer by leierskap. Maar wanneer Jesaja 'n ander manier vir ons voorhou, dan sê hy sien die koning van die konings. Hy sien hy is die een wat op die troon sit. Hy sê saam, heilig, heilig, heilig is die Here, heerser oor alle magte, die hele aarde is vol van sy heerlikheid. En in Jesus se tyd is dit baie duidelik dat ons weet dat die keiser het gesê, hy is die Here, hy is die heerser. Hierdie woord doxa, heerlikheid, is vir my en vir jou nodig dat ons daaraan vashou, om te weet dat die heerlikheid kom nie aan die vernaamste leiers van die dag, van ons dag, toe nie. Maar dat ons die Here, die Almagtige, as die heerser op die troon sien. En mag hy vir my en vir jou in hierdie wêreld stuur, as iemand, as ons wat besef dat ons mense is met onrein lippe, maar dat ons hierdie reiniging en hierdie skoning was en vergifnis ontvang, sodat ons die waarheid kan praat, dat ons kan optree as mense wat aan God die heerlikheid wil bring, en wat saam wil sê, heilig, heilig, heilig is die Here, heerser oor alle magte, die hele aarde is vol van sy heerlikheid. En as die Here vra, wie sal ons boodskapper wees, wie sal ek stuur? Mag ek en jy, soos Jesaja ook sê, hier is ek, Here, stuur my. Mag ons op so 'n wyse reageer. As die Here ons roep, dan roep hy ons as mense met onrein lippe, as mense wat besef wat ons tekortkominge is, maar dat hy ons ook aanraak, ons reinig en ons stuur, sodat ons lippe suiwer word, sodat ons die waarheid kan praat.
en dat ons as sulke mense in die wêreld leiding neem. Mag die Here, hulle wat die geroep hoor, mag ons antwoord, mag ons sê, Here, hier is ek, stuur my ook. Amen. Here, mag ons altyd onthou dat U die koning van die heelal en heerser oor alle magte is en dat U hele aarde is vol van U heerlikheid. Here, wanneer U ons ook aanraak en wanneer U ons weer roep, sodat ons weer, dat ons lippe rein mag wees, dat ons die waarheid praat, en dat ons soos Jesaja sê, hier is ek, Here, stuur my. Mag ons as gestuurdes ook in hierdie wêreld U boodskap leef, en as mense wat besef dat ons gebroken is, maar dat U ons roep, en dat ons nogtans antwoord daarop. Dankie vir U genade en vir U goedheid. Amen. Vriende, ons sluit af met 308 as ons slotlied, en mag die Here ons lewens neem, en mag hy ons so gebruik. Neem my lewe, laat dit hier U gewy wees meer en meer. Laat my hart gedurig juig en van dankbaarheid getuig. Neem my hande, maak ons sterk, diensbaar in U goeie werk. Neem my voete, skoei hier, met bereidheid tot U eer. Neem my stem en laat my sing, aan U Here hulde bring. Laat my mond die boodskap dra, Hul sal vind wat na U vraag. Neem my goud en silwer hier, niks nou met my eie meer. Al my kennis en verstand stel ek in U Vaderhand. Maak my hart vir U tot troon, deur U Gees wat in my woon. Rig my wil, gevoel en daad, altyd na U wyse raad. Neem my lewe, laat dit hier U gewy wees meer en meer. Laat my hart gedurig juig en van dankbaarheid getuig. Ontvang dan nou ook die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, die gemeenskap van die Heilige Gees sal by elkeen van julle wees en bly. Gaan en leef in sy vrede. Amen.